Met ons hande by mekaar, dan sê ons die Here is goed. Met ons hande by mekaar, roep ons uit en sê, hy het opgestaan. Ek sien daar is 'n verwondenheid opgestaan, wie het opgestaan? Wat wie het nou opgestaan? Come on church. Come on church, hy het opgestaan. Dis die rede vanmôre dat ons kan sê ons vryheid is in hom. Nou weet jy, as hy nou dood was en hy het nie opgestaan nie, sou ons met 'n lang gesig hier gesit het en verwonder en waar kom die krag vandaan? Maar omdat hy opgestaan het, is ons vol vryheid. Nie vryheid dorp nie, vryheid in my hart, vryheid in my gedagtes, vryheid in wie ek dien. Come on, kom ons staan vanmôre en sê ons vir mekaar, ek is vry in die wonderlike naam van Jesus. Halleluja. Ons wil eerstens vir Dr. Johan net sê baie welkom saam met ons vanmôre. Hy het gesê verlede Vrydag dat hy sal weet dat hy familie is as ons hom sê Johan, maar dit gaan nooit gebeur nie. Ek eer die salwing op jou lewe en ek noem jou wat die Here jou noem en wat die Here in jou bestee het en ek noem jou die seun van God, die arbeider of die diensknegt van die Here, maar ek wil sê welkom by ons. Ons is family, ons is ook so geliefd aan sy bediening. Ek wil net vir my broer Jan sê en Ronald baie welkom. En vir Daniel en Elise en die twins sê baie welkom vir hulle. En al die besoekers wat hier is, baie welkom vanmôre. En dan ook elke gesin wat gery het en gesê ons gaan hier wees. Ons skrik nie vir die brug nie, ons skrik nie vir die omstandighede. Ons is hier om die Here te eer en die Here te dien. Ons is dankbaar daarvoor. Maar ons is meeste dankbaar vir wie die Here al gedoen het en wat hy vir ons nog gaan doen. So, terwyl jy nou net so staan, wie net jou hande net hoog optel en die Here eer en die Here loof en aanbid en sê, vanmôre gaan ek iets anders doen, ek gaan die Here loof. Ek gaan losbandig wees. Ek gaan die Here se naam vereer, ek gaan vir die Here sê, daar's niemand soos hy nie. Want die graf kon nog toegewees het. Maar omdat God die hart gehad het vir die mensdom, hy sê, ek sal my seun stuur. En omdat hy sy seun gestuur het vanmôre, kan ons uitroep en sê, Here, U het opgestaan, U het opgestaan, U het opgestaan. En aan U al die lof en al die eer en al die aanbidding. En al die aanbidding kom hom toe, want hy is koning. Hy is koning van my lewe. Hy is koning van my besigheid. Hy is koning van my huis. Hy is koning in my huis. Want daar's niemand soos hy vanmôre. Sy naam is Jesus. Sy naam is Jesus. Sy naam is Jesus. Ek hoor niks, sy naam is Jesus. Sy naam is Jesus. Sy naam is Jesus. Halleluja. Terwyl ons opkyk, bring ons om al die eer en al die dank en sê, Vader, dankie vir die prys wat Jesus vir ons betaal het. Dankie vir die oorwinning. Dankie vir die nuwe lewe in ons lewens, dat ons kan kom om die Here te eer en die Here te aanbid in Jesus naam. Halleluja. U is Vader om die boel te leer. En sy siel om te maak. Oor die hemel met die bloed gekoop. En dank is daar en nasie volken daar. Halleluja, halleluja, ons is die gekocht in Jesus bloed. Oh, halleluja, halleluja, ons is die gekocht in Jesus bloed. He is Vader om die bloed te neem en sy siel vlot te maak. Want die het ons met die bloed gevoerd, hy dank is aan en nasie
Jesus bloed. Oh, hallelujah, hallelujah. Ons is diep gekoop deur Jesus bloed. Sê hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah. Ons is diep gekoop deur Jesus bloed. Hallelujah, hallelujah. Ons is diep gekoop deur Jesus bloed. Oh, hallelujah, hallelujah. Ons is diep gekoop deur Jesus bloed. Hallelujah, hallelujah. Ons is diep gekoop deur Jesus bloed. Ons is diep gekoop deur Jesus bloed. Ons is diep gekoop deur Jesus bloed. Kom, en die kerk van die Here sê, oh, hallelujah, hallelujah. Ons is diep gekoop deur Jesus bloed. Dis 'n waarheid, dis 'n waarheid. Oh, hallelujah, hallelujah. Ons is diep gekoop deur Jesus bloed. Jesus had my heart, my will, my soul. Jesus had my dreams, my world. The joy I lay it down, the joy I cast my crown. Jesus had it all. To you I bring my praise, my lips, my song. Living sacrifice as one reborn. Life is now my own. Your word is what I want. Jesus had it all. Jesus had it all. Jesus had it all. You love the glory, the praise of all the world. Jesus had it all. Jesus had it all. Blessing and honor, majesty and all. Jesus had it all. Jesus had your church, your love, your bride, the joy in which you freely gave your life, radiant and white, washed and purified. Jesus had it all. Jesus had your word, your Jew, your son, the praise of every nation, tribe and tongue. Let all that has been made glorify your name. Jesus had it all. Jesus had it all. Jesus had it all. Give God the glory, the praise of all the world. Jesus had it all. Jesus had it all. Blessing and honor, majesty and all.
Wonderful, merciful Savior, precious Redeemer and friend, who would have thought that a lamb could rescue the souls of men? Oh, you rescued the souls of men. Counselor, Comforter, Keeper, Spirit we long to embrace. You offer hope when our hearts have hopelessly lost the way. Oh, we hopelessly lost the way. You are the one that we praise. You are the one we adore. You give the healing and grace our souls hunger for. Oh, our hearts always hunger for. Almighty infinite Father, faithful and loving your own. Here in our weakness you find us, falling before your throne. Oh, we're falling before your throne. You are the one that we praise. You are the one we adore. You give the healing and grace our souls hunger for. Oh, our hearts always hunger for. You are the one that we praise. You are the one we adore. You give the healing and grace our always hunger for. Oh, our hearts always hunger for. You are the one that we praise. You are the one we adore. You give the healing and grace our hearts always hunger for. Oh, our hearts always hunger for. Oh, our hearts always hunger for. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. For you are great, you declare we will so great. There is no one else than you. There is no
we lift your holy name, you deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. You are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. You are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship and we lift your holy name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. You are great, it's a miracle so great. There is no one else like you. There is no one else like you. You are great, it's a miracle so great. There is no one else like you. There is no one else. There is healer, restorer like you. Precious Jesus, precious Jesus, precious Lord, the resurrection fire, your star the healer, oh somebody, oh somebody. Here I am waiting, abide in me, I pray. Here I am longing for you, just for you. Hide me in your love, bring me to my knees. May I know Jesus more and more. Here I'm waiting. Here I am waiting, abide in me, I pray. Here I am longing for you, just for you. Hide me in your love, bring me to my knees.
I will arise, I will arise, I will worship you. I will arise, I will arise, I will arise, I will worship you. I will arise, I will arise, I will arise, I will worship you. Lord Jesus, I will arise, I will arise, I will arise, I will worship you. You know, I will arise, ek gaan opstaan, ek sal opstaan, Here, ek gaan opstaan, ek gaan opstaan, ek gaan opstaan. Hier is die Here wat genees. Ek sal opstaan en ek sal glo vanmôre. Hier is alles net vir my, Here. Hier is my herder. Here, hier is my God. Ek sal die eer, ek sal die eer, ek sal die aanbid, want die is Here God. Kanama salama mandire. Die is my Vader en my Heer. Ek sal die aanbid. Die salarade. Voor Jesus. Die nama sulumo de la nas. Ek sal die terwyl ons so by mekaar is en so sing, ek wil vir Pastoor Gerrit en sy vrou vra om hier by my te kom staan asseblief. Pastoor Gerrit, sal julle vorentoe kom. Kom ons verwelkom hulle. Halleluja. As julle wil weet van wonderwerke, as julle wil weet dat daar is God in die hemel, as daar vanmôre twyfel is in jou hart oor enige iets, ek het gesien hoe die Here God hierdie pastoor opwek. En vanmôre, terwyl die tafel gedek is en ons is reg om na Pastoor Johan te luister, ek kan nie anders maar om die Here God eer te gee vanmôre. Ek kan nie anders nie. Ek kan nie anders nie. Ek kan net sê, Here, ek het met my oë gesien wat U kan doen. En vanmôre, dalk is jy hier in 'n posisie, het gekom luister. Ek sê vanmôre, mag hierdie dokter iets vir my hê. Just open your heart en laat die Here goed kan doen wat hy kan. Because I saw it with my eyes. Marina, I see it with my eyes, the goodness of God. Die soveel mense wat al wonderwerke gekry. Steek nie julle hande op, weet hulle oor wonderwerke nie beleef. Kyk hoeveel hande gaan op net om die Here te sê dankie. Kom ons sê net vir die Here dankie vanmôre. Net dat ons kom hierdie tafel kan lees vanmôre. En sê Here, dis die opstandingsdag. Ons vier die opstanding van Jesus Christus. Kom ons bid vanavond. My vrou sê vir my die hele tyd, pastoor Gerrit, pastoor, ek sê, ek weet pastoor Gerrit, maar ek gaan die geleentheid gebruik om die Here te vereer. Nie net te groet en sê, pastoor Gerrit, bly jy hier. This is something about the presence. Kan ek nog net een lied doen? Net een. Want Jesus, Hy is die soetste naam vir my. Dis ek nie vir jou. En hy is altyd saam. Soos hy kinderen
Daarom het ek ons geliefde kry. Want Jesus is die zoete naam vir my. Jesus is die zoete naam vir my. Daarom het ek ons liefde kry. Want Jesus is die zoete naam vir my. Want Jesus is die zoete naam vir my. Daarom het ek ons liefde kry. Want Jesus is die zoete naam vir my. Come on, sing it like you mean it, church. Oh, Jesus is die zoete naam vir my. As ons ook net 'n klapoffer gee, ek het daar in Shelly Beach en ek dink ek het dit ook al genoem voor hier sit lekker in, want as jy sit kan jy nie lekker doen nie. Ons glo so baie halwe waarhede. Ek het gister lekker saam met Pierre en Christine gekuier en ons het nogal baie gesels oor halwe waarhede wat ons hier en daar in ons gesprek ingebring het. Jy weet, mense, kinders van die Here is lief om te glo in halwe waarhede. Hartseer. Ons glo 'n halwe waarheid. Sien, dit is maklik om hande te klap want dis net 'n halwe waarheid. Psalm 47 vers 1: O alle volke klap met die hande. Dis 'n halwe waarheid. As jy dit net glo, glo jy 'n leuen. Dis die grootste leuen wat 'n mens kan kry. Jy moet die res van die vers ook lees. En die res van die vers sê, nie jy praat nie. Jy sê, julle ken hom nie, want julle lees net die eerste deel. Hy sê, jubel of juig met 'n stem van gejubel. Shout with a voice of triumph. Oh ye, clap your hands all ye people. Dis maklik. Maar dan sê hy, and shout unto the Lord with a voice of triumph. Amen. Amen. Ag, Here, help ons. As jy nie kon jubel, is dit omdat jy nie in oorwinning is nie. Jy laat toe dat jou omstandighede jou verslaan. So jy leef, as mense my baie keer vra,
weet Johan, hoe gaan dit? Dan sal ek nooit sê ek is onder omstandighede. Ek sê in die omstandighede. Ek is in omstandighede, maar ek is nie onder omstandighede. Maar in omstandighede is ek 'n oorwinner. Come on, church. Come on, church. Clap your hands and shout to the Lord. Hallelujah, hallelujah. Ja, ek jubel het nie eens 10 secondes gehou nie, maar ag, julle sal dit reg kry, eendag. Dankie pastoor Amy. Jy kan die sitplekke inneem. Groet vir u vanmôre weer in die lieflike naam van Koning Jesus. Dit is my 'n voorreg om saam met my boeties en sissies in die Here hier in die Suidkus te kan kuier. En as u miskien nie hier op die Suidkus bly nie, want ek gaan nie sê jy's van die Suidkus nie, want jy is nie van die Suidkus nie, jy's van jou ma. En u bly dalk iewers anderste in die land en u is net hier met vakansie wat ons vir u sê hartlik welkom. Ek het nou gaan toer in die Suid-Kaap en in die Wes-Kaap en in die Oos-Kaap met bedieninge en daarvandaan na die toe eers gekom eers in Shelly Beach en nou hier. But what a service we had on Friday morning. Amen. Amen. Om net so 'n bietjie te gaan kyk na die woord van die Here en wat vier evangeliste vir ons sê omtrent Golgotha. Wat het Matteus vir ons gesê omtrent Golgotha? Julle het nie geluister nie, so ek gaan maar weer moet preek. Dit is 'n plek van besluitneming. Daar moes God oor die mens besluit. Maar moet die mens oor God. Markus skryf vir ons, dit is 'n plek van ervaring en ontdekking. Daar ervaar jy Christus en jy ontdek wie hy is as die Seun van God. Lukas kom en hy sê vir ons, dis 'n plek van skeiding. Want Jesus het gesê, ek het nie gekom om vrede op die aarde te bring nie, maar 'n swaard. Ek wonder en hoeveel huishoudings daar vandag die man die Here dien, maar nie die vrou nie. Of die vrou die Here dien, maar nie die man nie. Of die ouers die Here dien, maar nie die kinders nie. Of die kinders die Here dien, maar nie die ouers nie. En die argumente en die twis. Want dit is 'n plek van skeiding. Maar dan gaan dalk so die Here vir ou Johannes wat gekom het en gesê, Golgotha is 'n plek van oorwinning. Jy sien, ek leef vandag in oorwinning, nie omdat ek oorwin het nie, maar omdat Jesus Christus my oorwinning is. En ek leef in Christus, en ek is so dankbaar teenoor die Here, wat vir Vrydagmôre vir die 3 mense wat 'n besluit gemaak het om hulle hart en hulle lewe vir die Here te gee. As jy dalk Vrydagoggend hier was en jy het 'n wonderwerk van genesing in jou liggaam nodig gehad, wat tot op daai oomblik nog nie gemanifesteer het, maar na genesing bedien is, en ons het die genesing gemanifesteer. En jy het vandag nie meer daai wonderwerk nodig nie. Wil jy op jou voete staan en vir ons vertel? Kom eens op my bedien. Hulle gaan jou nie lekker kan bring. Is hy die enigste een? Môre? Mag jy sê so mooi môre? Môre almal. Ek het my bloeddruk, ek was hier eintlik vir my bloeddruk. Ek het hoë bloeddruk gehad en gisterand het ek ook laat ek net my bloeddruk toets. En dit was 100%. Nie 100 nie. Dit was 100%. Nou ek wil vir julle sê, ek is nie mismoedig omdat daar net een is. Die Bybel sê dat daar is blydskap voor die engele oor een sondaar wat tot bekeer. Amen.
So as jy nie kan opgewonde wees oor een wonderwerk, jy gaan nie opgewonde wees oor 100 wonderwerke. As jy nie opgewonde kan wees oor een persoon wat sy hart en sy lewe vir die Here gee, gaan jy nie opgewonde wees oor 1000 mense. Amen. Amen. Nou ja, ek gaan vanmôre nie preek nie, ek gaan vanmôre vir u lering gee. En ek wil hê u moet u Bybel saam met my oopmaak by die Evangelie volgens Matteus hoofstuk 26. The Gospel according to Matthew chapter 26. En as u kan, staan asseblief saam met my, dan gaan ons die woord van die Here lees vanaf vers 17. Nou die opskrif aan die bokant is die laaste Pasga, die heilige nagmaal. Dis nie sonder enige nagmaal. Die heilige nagmaal. En op die eerste dag van die ongesuurde brode, kom die disippels na Jesus en sê vir hom, waar wil u hê moet ons vir u klaarmaak om die Pasga te eet? En hy antwoord, gaan na die stad, na 'n sekere iemand en sê vir hom, die meester laat weet, kan ek gaan vra, is daar enig iemand hier wie se naam iemand is? Gaan na die stad, na 'n sekere iemand en sê vir hom, die meester laat weet, my tyd is naby. By jou sal ek die Pasga hou met my disippels. Daarop het die disippels gedoen soos Jesus hulle beveel het, en hulle het die Pasga berei. En toe dit aand geword het, was hy met die 12 aan tafel. En terwyl hulle eet, sê hy, voorwaar ek sê vir julle, een van julle sal my verraai. Toe word hulle baie bedroef en begin elkeen van hulle aan hom te sê, is dit miskien ek, Here? Toe antwoord hy en sê, hy wat saam met my sy hand in die skottel insteek, hy sal my verraai. Die seun van die mens gaan wel heen, soos daarvan hom geskrywe is, maar weet daardie man deur wie die seun van die mens verraai word. Dit sou vir hom goed gewees het as daardie man nie gebore was nie. En Judas wat hom sou verraai, antwoord en sê, is dit miskien ek, Rabbi? En hy antwoord, jy het dit gesê. En terwyl hulle eet, neem Jesus die brood en nadat hy gedank het, breek hy dit en gee dit aan sy disippels en sê, neem, eet, dit is my liggaam. Toe neem hy die beker en nadat hy gedank het, gee hy dit aan hulle en sê, drink almal daaruit. Ekskuus, want dit is my bloed, die bloed van die Nuwe Testament wat vir baie uitgestort word tot vergifnis van sondes. Maar ek sê vir julle, ek sal van nou af nooit meer van hierdie vrug van die wynstok drink nie, tot op daardie dag wanneer ek dit met julle sal drink in die koninkryk van my Vader. En nadat hulle die lofsang gesing het hulle uitgegaan na die Olyfberg. Jy kan die sitplekke inneem, moet asseblief nie u Bybels toemaak nie, want ons gaan, julle kan ons onthou vroeër jare toe daar nog telefoonboeke was, toe sit hulle die geel bladsye in en toe kom daar 'n advertensie op die televisie uit, let your fingers do the walking through the yellow pages. Ek en jy gaan vandag so 'n bietjie ons vingers deur die Bybel laat loop, mense. Ek wil jou aanmoedig, moet nooit jou Bybel by die huis los. Moenie omdat dit op die skerm gaan wees, jy dink jy het nie nodig om jou Bybel saam te dra, mense. Dis hoekom ek is nie baie lief, ek verstaan die doel van tegnologie, ek is 'n voorstander van tegnologie, ek sê gebruik die goed, solank dit nie my en jou leer om lui te wees, om nie jou Bybel saam te bring. So ek wil jou aanmoedig, bring jou Bybel altyd na die onderlinge byeenkoms toe, asseblief. Ek wil vanmôre, soos dat ek vir u reeds eentjie genoem het, ek wil met jou praat oor die heilige nagmaal. Abba Vader, Here, ek dank u vir u woord, en ek dank u, Here, vir hulle wie vanmôre die tyd uitgekoop het om in hierdie onderlinge byeenkoms te wees. En ek vra, Heilige Gees, dat u in hierdie dag, deur hierdie woord, die gees van ons gemoed sal vernuwe,
en die oordeenkinge van ons hart sal verander, Here, sodat dit in lyn met mekaar kan wees aangaande die heilige nagmaal. Kinders van die Here, in die kerk is daar net 2 sakramente. Nie 3 nie, nie 4 nie. Voete was is nie 'n sakrament nie, alhoewel ek 'n voorstander vir voete was is. Ek glo dit is 'n wonderlike manier vir kinders van die Here om teenoor mekaar hulle diensbaarheid te bewys wanneer ons 'n voetewasdiens het. En dan was jy nie iemand se voete met hulle sokkies aan nie. Dan is dit nie 'n voetewas, dan jy sy sokkies gewas. Maar voetewas is nie 'n sakrament nie. Net so ook met die inseën van babas. Die inseëning van babas is nie 'n sakrament nie. Ons doen dit dood eenvoudig omdat toe die mamas hulle kinders na die Here Jesus toe gebring het en sy disippels hulle wou verhinder, toe sê hy, los hulle, bring hulle na my toe, want aan sulkes behoort in die koninkryk van God. So jou kind sal nie verlore gaan omdat hy of sy nie ingeseën is nie, want jy word net op een manier gered en dis deur wedergeboorte. Daar is nie 'n ander manier nie, mense. So ek wil hê jy moet weet, nou of jy jou kind laat inseën nie, of jy jou kind nie laat inseën nie, dis nie 'n sakrament nie. Daar's net 2 sakramente in wat ons noem die Christelike kerk. En die een sakrament is die doop van die gelowige. Daar bestaan nie 'n ding soos baba besprinkeling in die Bybel nie, en daar bestaan ook nie 'n ding soos groot doop in die Bybel. Ek sê baie keer, jy weet, as gevolg van ons terminologie, sometimes we as children of God, we speak Christianese, and therefore we cause confusion. Ons bring verwarring deur te praat van groot doop. Daar bestaan nie so 'n term in die Bybel. Die skrif is duidelik, dis die doop van die gelowige. Efesiërs 4 vers 7 sê, daar's een Here, een geloof, een doop. Nie 2 nie, nie 3 nie. Een Here, een geloof, een doop. And it's so important that you and I, as a child of God, whoever will pay attention to the sequence, one Lord, one faith, one baptism. Dit bring my by die vraag, dat kan 'n kind van 5 jaar wedergebore word? Ja. So as 'n kind van 5 jaar dan tot wedergeboorte kan kom, wie is ons om daai kind te verhinder om die doop van die gelowige te beleef? Kom kinders van die Here. Jy sien, en nou kom ons met al die snaakse goeders in. Maar ek wil nie so baie fokus op die doop van die gelowige, maar iets wat ek wel wil beklemtoon. Een Here, een geloof, een doop. Met ander woorde, ek moet eers tot geloof in die een Here kom. En dit doen ek deur my gelowig tot hom te bekeer, deur die Here Jesus Christus aan te neem as my persoonlike verlosser en saligmaker, en ek dan wederbaar word deur die Heilige Gees. Ouers, groot asseblief, moenie druk op jou kinders sit om hulle te laat doop, net omdat jy wil hê hulle moet gedoop wees. Moet dit asseblief nie doen. Totdat daai kind, as daai kind nie vir jou na jou toe kom en vir jou kan sê, pa of ma, ek het my vandag gelowig tot God bekeer, deur Jesus Christus aan te neem as my persoonlike verlosser en saligmaker. En ek sê vir julle, ek is wederbaar deur die Heilige Gees. As hulle dit nie vir jou sê nie, moet nie druk op hulle sit om hulle te laat doop, die mense. Maar vir jou, selfs vir ons as volwassens,
Jy kan nie die doop van die gelowige ervaar voordat jy nie jou hart en jou lewe vir die Here gegee het en wederbaar is in die Heilige Gees. Die doop van die gelowige is net vir die gelowige. Die doop van die gelowige is net vir die gelowige. Amen. Die doop van die gelowige is net vir die gelowige. Amen. Voordat jy nie tot geloof in God gekom het nie, is die doop van die gelowige nie vir jou nie. En jy kan jou maar laat doop tot dank in die kalerok, gaan jou niks beteken nie. Gaan vir jou werklik niks beteken nie. Al wat gaan gebeur, jy gaan daar net jou nat word en jy gaan jouself moet droog maak. En dan kan jy bly wees, is nie ek wat jou doop nie, want as ek enige twyfel in my hart het, dat jy weer gebore is, gaan ek jou lank genoeg onder die water tot ek my bolletjies sien. Nee, ek speel met. Maar ek wil vanmôre met jou praat oor die nagmaal. En ek beklemtoon die woord heilige. Kinders van die Here, met alle respek teenoor u gesê, net soos met die doop van die gelowige, het ons hierdie sakrament goedkoop gemaak. As jy nie wil sê amen, jy kan nie maar sê einde, as jy nie wil sê einde, kan jy maar net jou kop so steek met daai poppies. Want baie mense laat hulle doop. Dankie Heilige Gees herinner my aan 'n grappie wat ek baie keer vertel rondom lidmaatskap. Jy weet, hierdie pastoor het 'n probleem gehad met rotte, en hy kon nooit van hierdie rotte ontslae raak nie. En hy het alles in sy lewe probeer. En hy kry toe hierdie blink idee, hy sê, rotte, hy sit met hulle vergadering. Hy sê, julle is nou al so lank deel van hierdie kerk, nee. Ek wil julle doop in julle lidmaatskap gee. Hoe klink die rotte sê, klink soos 'n goeie idee vir ons. Ons moet hy doop elkeen van die rotte, en toe die laaste een doop vir die volgende 3 maande, te sien en nooit weer 'n rot in die kerk nie. Hoeveel mense het gekom en sogenaamd die doop van die en jy sien hulle nooit weer in die kerk nie. Kom kinders, so ons maak die sakrament goedkoop. Net so met hierdie heilige nagmaal. Ons het hierdie sakrament goedkoop gemaak, mense. Die eerbied wat daar moet wees vir die heilige nagmaal is lankal nie meer daar nie, mense. Omdat ons nie verstaan waaroor hierdie sakrament werklik gaan nie. En ek wil vertrou vanmôre deur hierdie lering gaan u so klein bietjie van 'n beter insig kry in hierdie sakrament. Want net soos met die doop van die gelowige is die nagmaal as 'n sakrament nie 'n instelling van enige kerkdenominasie. Dis die instelling van die Here Jesus homself, mense. En ek dink u sal met my saamstem, enigiets wat deur die Here Jesus ingestel is, ons met hierdie goeders met die grootste eerbied en respek en liefde benader en met die grootste eerbied, respek en liefde daaraan deelneem. Ons doen dit nie maar net omdat dit die regte ding is om te doen. En so ek vertrou vanmôre gaan u 'n beter insig kry rondom wanneer ek en jy kom en ons kom deel hê aan hierdie nagmaaltafel, of jy dit dalk by jou huis doen, of jy dit hier, maak nie saak waar jy die nagmaal doen nie. Jy moet verstaan, daar sekere dinge wat gebeur wanneer jy deel het aan hierdie sakrament, my broeders en susters in die Here. En die eerste een wat ek met jou wil deel, gaan saam met my daarna 1 Korintiërs hoofstuk 10 toe asseblief. 1 Korintiërs hoofstuk 10. 1 Korintiërs hoofstuk 10. Kom ons lees daar vanaf vers 14 af. Daarom my geliefdes,
vlug vir die afgodediens. Ek spreek soos met verstandige mense. Oordeel self wat ek sê. Die beker van danksegging, wat ons met danksegging seën, is dit nie die gemeenskap met die bloed van Christus nie. Die brood wat ons breek, is dit nie die gemeenskap met die liggaam van Christus nie. Isn't it fellowship? So ek en jy moet verstaan as kind van die Here, die eerste ding wat ek en jy doen, wanneer ons kom deel hê aan hierdie heilige nagmaal, en ons hierdie moment of ons die beker of ons die brood gaan gebruik, die eerste ding wat ek en jy moet verstaan, hier's 'n gasheer by hierdie tafel. Dis nie die kerk, dis nie die tafel van die AGS, of hier's 'n gasheer. En hierdie gasheer se naam is Jesus Christus. En nou skryf Paulus, maar as ons dan die brood vat, en ons doen dit, want jy moet dit doen met danksegging, mense. Yesterday, ek sê so baie keer, as ek en jy net werklik kan verstaan, wie is hy, wie hier binne kan ons woon? As ons dit net kan verstaan, mense, as ons kan verstaan, weet dat God, Jesaja sê, die hemel is sy troonkamer en die aarde is die voetbank van sy voete. En die aarde is vol van sy heerlikheid. Hy is almagtig, hy is alwetend, hy is alomteenwoordig, hy is onveranderlik, hy is soewerein, hy is heilig, hy is liefde, hy is vergifnis, hy is genade. Amen. Maar hy, wie se troonkamer die hemel is en die aarde die voetbank van sy voet is, het gesê, ek wil by jou as mens kom bly. Ek wil my woning in jou hart en in jou lewe kom maak. En as u en ek vanmôre kan verstaan, dat hy wie kom inwoon het in ons, is heilig, mens. Is heilig. As ek en jy dit werklik kan verstaan en begryp, dat hierdie wonderbare God het gekies om sy woonplek in die hart en in die lewe van die mens te maak, sal ek en jy dalk 2 keer dink, voor ons kyk waarna ons kyk, sal ons 2 keer dink voor ons doen wat ons doen, sal ons 2 keer dink voor ons gaan waar ons gaan, sal ons 2 keer dink voor ons sê wat ons sê, want hy wie in ons is heilig. Amen. Hy is nie maar die enige God, die mens. There's no one like him. There is no one like him. Ons as mens, ons ontbreek aan die woordeskat om hom te beskryf. Ons probeer en dis reg, omdat ons hom lief het. We try to describe it, maar ons kan nie. Ou Benny Hinn, met die nie so in Durban by die Jesus Dome, en 'n man kom na hom en hy vra, waar kom God vandaan? En dan Benny Hinn buig so af, en hy tel so 'n bietjie stof in sy hand op. Hy sê, glo jy ons is van stof gemaak? Ou sê ja. Hy sê, nou wil hierdie bietjie stof vir die grote God vra, waar kom jy vandaan? Jy wil van, waar kom jy vandaan? Maar hy is heilig, hy wie in ons woon, is heilig. Daarom, die sakramente is heilig, die doop van die gelowe is heilig, die nagmaal is heilig, en die eerste ding wat ek en jy doen, wanneer ons kom en ons neem deel in hierdie broodjie, en ons neem deel in hierdie beker, wat ons moet doen met danksegging, want ek en jy is nie gekoop deur die bloed van bokke of stiere nie, maar ons is gekoop deur die 12 punte kosbare bloed van die seun van God, mens. Dis hoekom Paulus vir ons skryf. Laat ek gou vinnig so gaan nog vir jou lees. In 1 Korintiërs hoofstuk 6, dis net so 2 bladsye terug.
1 Korintiërs 6 vers 19 of 20. Of weet julle nie dat julle liggaam 'n tempel is van die Heilige Gees wat in julle is, wat julle van God het, en dat julle nie aan julleself, want julle is duur. Ek sal sê tot 'n vasgehakte plaat. Die jou kinders sal nie van weet nie, die ou mense sal weet, 'n ou gekrapte 7 single, duur gekoop, totdat ek en jy besef, ons is duur gekoop. En daarom kom neem ek deel, en ek vat daai broodjie, en ek vat daai beker, eerstens met danksegging teenoor hom, wat vir my sy lewe gegee het, wat my so lief gehad het, dat hy bereid was om namens my sonde te word, sodat ek die geregtigheid van God in en deur hom kon word. Maar wanneer ek kom hou ek eerstens gemeenskap met die gasheer. I come and I enjoy fellowship with the host. And the host's name. And the host's name. Come on, church, help me. And the host's name is Jesus Christ. Nou vra ek vir u vandag met alle eerbied en liefde teenoor u. How do you have fellowship with somebody as jy so sit? Dis mos wat ons doen. Kom kinders van die Here. Dis wat ons mos doen. Ons vat hierdie broodjie en dan vat ons hierdie bekertjie en dan gaan ons terug na ons sitplekke toe en dan gaan ons in begrafnismode. Hallo, come on now. But you are supposed to be having fellowship first and foremost with the host, who is the second person of the Godhead, who is God himself, Jesus Christ. Hoe het jy gemeenskap met iemand as jy nie met hom praat nie? Hallo? Hallo? Dan sê dit anders werk hier. Ek weet jy op die Suidkus, hier bly die manne stil en die vrouens praat. En die manne sê nie amen nie, maar ons is almal bang vir die vrouens. Dink jy toe die Here Jesus in die boventrek die nagmaal ingestel het? Dink jy, hulle het net stil gebly? Daar was al geëet. Daar was kos. En Pinkstermense ken van kos. Kom nou. Ek het die bewys daarvoor. Ek meen hulle koop al die beskuit. Hulle koop nie een preek nie. Hulle gaan eers vir die kos. Maar hulle dink nie, maar weet jy, my geesmens moet ook leef. Kom kinders van die Here, how can you and I have fellowship with the host Jesus Christ? And yet we don't make any conversation with him. Hoe sê ons vandag? Ek weet God kan my gedagtes lees. Maar weet jy, die Here is so lief om jou stem te hoor. Kyk, ek kan nie sing, regtig nie. Maar ek is mal persoon. Nou jy kan maar agterna na my kom en sê ek is vals, dis fyn, ek sal vir jou sê, praat die waarheid. Maar hoe sing ek vir die Here? Nee. In my mond oopmaak. Hoe jy gemeenskap met iemand, as jy nie jou mond oopmaak, Here, ek wil net terwyl ek vandag deel het met dankbaarheid aan u liggaam en u bloed, wil ek vir u sê, dankie, Here. Maar ek het nie net gemeenskap met die gasheer nie. Ek het gemeenskap met die res van die liggaam van die Here Jesus Christus. Maar tog neem ons nie die vrymoedigheid om 'n broodjie te vat en 'n bekertjie te vat en na 'n boetie of 'n sussie in die Here toe te gaan
En net vir jou te sê, weet jy my ou sussie, ek wil net vir jou sê, so lief het die Here jou en my gehad, nee. En ek is so dankbaar dat ek deel is van dieselfde liggaam as jy. En dat ons vandag saam kan deel hê aan die liggaam en die bloed van die Here Jesus. Geniet dit. Mag die Here jou ryklik seën uit jou sokkies. En ek weet jy die sokkies aan, maar nog steeds dat jy jou uit jou sokkies het sien. Amen. Nee, ons doen dit nie. Ons is by 'n begrafnis, skoonkinders van die Here. Come on, church. Am I preaching the truth or am I preaching a lie? Wanneer laas het jy met jou boetie of sussie in die Here fellowship gehad in 'n nagmaaldiens? Nee. Ons kan nie vinnig genoeg by ons sitplek kom. Daar's 'n tydverskil. Maar hier is nie 'n begrafnis nie, mense. Hier is 'n celebration. Hier is 'n celebration. Hier is 'n celebration. Ons is besig om fees te vier met danksegging in ons. Daarom kuier ons saam met die gasheer, sy naam is Jesus. En ons kuier saam met mekaar as boeties en sissies in die Here. En as ons vir iemand in haar boetie toe gaan, nadat ek vir hom gegee het, of vir haar gegee het, en sê, dan sê, weet jy my ou boetie, ek is so dankbaar, ek wil net vandag met jou die liggaam van die Here Jesus, ek kan sien, jy het jou hende ook by sien gekoop, ja, weet jy dit. Waar werk jy? Hoe gaan dit dan? Is jou vrou nog lief vir jou? Dis gemeenskap. Dis fellowship. Ek was reg, ek het eers geprofeteer. Dis waar ek bedoel. Om net te begin, ons is so haastig, het jy al agtergekom? Daar's twee dinge, ons hardloop so deur. Ons hardloop so deur. Wat is daai twee dinge? Wanneer ons God kom vereer met ons tiendes en met ons offergawes en die nagmaal. Wanneer laas was u in 'n nagmaaldiens waar die hele diens net gegaan het oor die nagmaal? Ek het dit baie gedoen in die evangelie. Die hele diens net nagmaal. Waar ons gemeenskap het met die gasheer Jesus en ons het gemeenskap met mekaar. En ons praat en ons kuier. En ek, soos ek hom nou gevra het, waar werk jy? Want ek weet nie waar werk jy. Wys my broer. Maar ons ken mekaar nie. Hallo. So die eerste ding is, dis 'n heilige nagmaal waaraan ek kom deel met groot dankbaarheid en ek het eerstens gemeenskap in die gasheer Jesus Christus en ek het gemeenskap met my boeties en sissies in die Here. Kom ons gaan aan. Die tweede Ekskuus, ek vra om verskoning. Die tweede ding is, ons gaan daarna 1 Korintiërs hoofstuk, dat ek net gou seker maar 11, die 1 Korintiërs hoofstuk 11. Hoor mooi. Vers 24. Ek kan nou van 23 afgaan lees. En nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word. Doen dit tot my gedagtenis. Net so ook die beker na die ete, met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. Doen dit so dikwels as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. So wat doen ons? Ons is besig om fellowship te hê met die gasheer. Ons is besig om fellowship te hê met mekaar. Maar hier kom die tweede ding. Terwyl ons dit doen, doen ons dit, ons herroep dit wat hy, die gasheer, vir ons op die kruishout van Golgotha gedoen. Mense, ek kan nie vir julle sê hoeveel keer het ek al in my binnekamer gebid. Ekskuus, verskoon my net as ek is verskriklik jammer. Was ek wat self het? Dan moet ek aan daal. I don't know, my it's okay. Ja, dis wat is on. Hoeveel keer het ek al gebid? Chris Tomlinson se lied. I will never know how much it costs to see my sin upon that cross. En ek wil vir julle sê, ek was al in dienste waar ouens gepreek het oor die kruisiging.
Not even the passion of the Christ. En daar's mense wat gaan kyk en dan kry hulle hartaanvalle. But not even that is a true reflection of what it costs to see my sin upon that cross. Nou roep ons tot gedagtenis. Dit wat die Here Jesus vir jou en vir my gedoen het, mense. Here, dankie, dis nie die bloed van bokke en stiere nie. Here, maar dis u kosbaar. Dankie Here vir u liggaam. En terwyl jy gemeenskap het met mekaar, en ons dit tot nagedag, my boetie, ek wil net hê jy moet weet, net vir in geval jy dalk vergeet, dis nie die bloed van bokke en stiere wat ons gewas het nie. Dis die kosbare bloed van Jesus Christus. En ek wil hê jy moet weet, dis nie sommer enige liggaam wat vir jou en my gebreek is. Nou herroep ons in herinnering kinders van Heer. Maar hoe gebeur hierdie goed as ons hardloop? 5 minute, 10 minute afstooi. Ag, jy kan maar sê einde as jy wil. Ek het in 'n plek bedien in Amerika, hulle hoor gelaai. Hulle kollekteer. Met ander woorde, hulle vat die mandjies so. Die ushers, they ran through the congregation. Ek sê jy nog moet doen. Kyk, jy sit jou offerande hier in die lig, sodat hy met die mandjie verby kom gaan ontvang, anders gaan jy lus word. So vinnig hardloop hulle deur. Ons verwaarloos wat ons besef nie, ek bring my tiende en ek gee my offergawe vir God. Selfs met die nag, ons hardloop deur hierdie goeders mens. Die derde punt wat ek met jou wil deel is, hoor mooi, nog steeds in 1 Korintiërs, vers 26. Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle wat? Die dood van die Here en hier's 'n belofte totdat hy weer kom. Nou is ons besig. Jy sê ek is nie 'n prediker nie. Jy lieg. Elke keer wanneer jy deel het aan die liggaam en die bloed, is jy besig om vir iemand te preek. Elke keer wanneer jy hierdie bekertjie vat en hierdie broodjie vat, as ek vir jou die bekertjie gee en ek gee vir jou die broodjie, dan is dit besig om aan jou die dood van die Here te verkondig. En dan gee ek jou, hy kom weer. Amen. Hy kom weer, ag jy opgewonde is. Hy kom weer. Hy kom weer, hy kom weer, so wanneer jy daai broodjie eet en daai beker drink, met jy weet, almal wat na jou kyk, jy is besig om vir hulle te preek. Jy is besig om vir hulle te vertel van sy dood, maar hy kom weer. Hy kom weer, ag julle op. Halleluja. Kom ons gaan nog na een plek toe, want ek wil hê iemand vandag op hierdie opstanding Sondag. Ek gaan nou terug gaan na werklikheid ons. Jy sê ons opstanding Sondag, ja, ek weet. Ons is amper daar. Gaan Paulus aan en hy sê vir ons Johannes, gaan gou vir my dan in Johannes toe. Nou ons eerstens, dis heilige nagmaal. Ons het gemeenskap met die gaste, ons het gemeenskap met mekaar. Ons is besig om dit te herroep tot nagedagtenis, ons is besig om dit te verkondig. En hy sê ek kom weer. Nou wat gebeur daar in Johannes? Kom ons gaan kyk gou. In Johannes hoofstuk 20. Johannes hoofstuk 20. Johannes hoofstuk 20. Vers 5 tot 7. Petrus en die geliefde apostels by die graf. En terwyl hy neerbuk, sien hy die doeke lê, maar hy het nie ingegaan nie. Toe kom Simon Petrus agter hom aan en gaan in die graf en sien die doeke lê. En die doek wat op sy hoof was, sien hy nie by die doeke lê nie, maar opgerol op een plek afsonderlik. Ek weet nie hoeveel u weet van die Joodse tradisie nie. Maar as 'n Jood, hy kom vir 'n ete, en hulle gaan sit aan by die tafel, en hulle eet, en hulle kan eet. Hulle is nie spulse mense, maar kan eet. As hy klaar geëet het, wat hy sê servet, en hy gooi hom so op die tafel.
wie hom ook al bedien, weet dan, hy kom nie terug. Toe Petrus in die graf ingaan, en hy sien al die ander doeke, maar hier die een doek, die Bybel sê is opgerol is en opgevul. Toe verstaan Petrus wat Jesus vir hom sê. Want as jy by 'n Jood aan tafel is, en hy gaan hom gou verskoon, en hy vou sy servet op, en hy sit hom neer, en hy sê verskoon, dan sê hy vir jou, ek is nie klaar nie, ek kom terug. En toe Petrus die kopdoek sien, toe kry hy dadelik die boodskap. Ek kom terug. Amen. Ek kom terug. Kom kinders van die Here. Ek kom terug. Omdat Petrus die tradisie verstaan het hy geweet toe hy die kopdoek sien, dis die boodskap. Hy kom terug. En kinders van die Here, vandag is die graf leeg. Ja, dit is opstanding Sondag. Môre sal hoeveel mense vergeet, hulle was vandag in 'n opstandingsdiens. Maar die boodskap van Golgotha hou nooit op nie. Die boodskap van ek en jy is 'n lewende getuie van die feit hy opgestaan. Ek en jy is 'n lewende getuie van die feit dat hy kom weer, mense. Hy kom weer. So kom hy sê, jy verkondig my dood totdat ek weer kom. Wie kan kom as jy dood is? Hallo? Dan sê jy gewoon sport. So ek en jy, terwyl ons hier aan deel het, en ons sy dood verkondig, is ons eintlik besig om van mense te vertel. Hy kom weer. Hy kom weer, hoekom? Want die graf is leeg, hy het opgestaan. Hy het opgestaan, kinders van die Here. Dis hoekom ek en jy vandag lewe, want hy leef. Terug na Korintiërs, ek wil afsluit, ek het net vinnig wat ek wil hier met vandag aan hierdie feesmaal deel het. En jy met fellowship met die gasheer, maar ook met mekaar. Paulus sê, so dikwels as jy dit doen, so, jy hoef dit nie een keer 'n maand te doen, elke dag van jou lewe te doen, elke dag van jou lewe. Maar dan sê Paulus 'n baie belangrike ding. Hy sê, hy wie op onwaardige wyse eet en drink, 'n oordeel oor homself. Hy sê, moet jouself beproef. En dis die hartseer kinders van die Here. Omdat ons nie verstaan, dis 'n heilige nag. Gee ons nie om hoe ons lewens lyk. Mense wat nie wedergebore is, die kom deel aan hierdie tafel. Kinders van die Here wat met sonde in hulle lewe sit en hulle weet is daar. Hulle deel nie met hierdie goed. En hulle kom neem deel aan hierdie tafel. En daarom, dan sê Paulus hierdie ding. Daarom is sommige van julle siek. Siek. Nie die duiwel wat hy siekte gebring het jouself, omdat jy onwaardige wyse kom eet en drink. Terwyl jy geweet het, jy is nie wedergebore nie, of terwyl jy geweet het, maar weet jy wat, ek sit met sonde in my lewe waarmee ek nie gedeel het. Sommige van julle is siek, sommige van julle is swak. Jy kan maar red om soveel as jy wil, jy gaan nie mens kry nie. Die probleem is in jou hart. En dan sê hy derde ding. En sommige van julle slaap. Daai woordjie slaap bedoel nie, jy is dood. En ek wonder, hoeveel kinders van die Here pastoor Andy het voortydig gestel. Want jy sien, ek glo nie daai ding van, as jou streepie getrek is, jou streepie, as nie skrif vir jou. Jy kan jou lewe verleng, jy kan jou lewe verkort. Kom ek gee jou 'n voorbeeld. Eer jou vader en jou moeder, wat sal gebeur? Eer jou vader en jou moeder, sê daar kort. Ek weet nie hoe wys was Salomo, want watter man is wys wat 700 vrouens gaan vat? En dan jy nog 700 skoonmaas ook.
En as op dit nie genoeg is, dan kry jy nog 300 byvroue. So ek weet nie hoe wys was saam. Maar gaan lees 'n bietjie Spreuke. Hy sê as jy die woord van die Here gehoorsaam, kan jy daar by jou lewe voeg. As jy dit nie gehoor, as daai ding van 'n so streep met gebrek. Maar ek wonder hoeveel kinders van die Here, hoeveel mense het gesterf voor hulle moes sterf. Omdat hulle aan hierdie tafel kom deel het. Op 'n onder water gewees. Nie wedergebore nie. Het sit met sonde en bitterheid, onvergewensgesindheid, noem dit wat jy wil. Maar jy weet dis daar. Jy weet dis daar. En jy weier om dit te deel. En nou kom Paulus, en hierdie is Johannes se interpretasie. En dan sê hy, wag op mekaar. En dit is my interpretasie. Jy mag dan, ek glo Paulus het daar gesê, want omdat hy skryf aan 'n gemeente, niemand kan eet en drink voor almal nie kan eet. So al is jy wedergebore en jy weet as niks in jou hart en jou lewe, kan jy nie eet en drink voor hulle wat op hierdie stadium voor hulle kan nie eet nie, jy kan nie. Daarom sê hy wag op mekaar. Ek wil jou vanmôre 'n geleentheid gee. Dis in kort vanmôre net so 'n bietjie leer oor hierdie heilige sakrament, die wete. Die graf is leeg. Graf is leeg. Ja, Hy kom weer, hy het gesê, hy kom weer. Toe Petrus die doeke sien, toe besef hy's nie klaar nie, hy kom weer. Hy kom weer. Had ek nou vir julle almal 'n wonderlike manier te gee om teenoor iemand te kan getuig dat Jesus lewe, kom weer. Sê net vir hulle, gaan kyk na die doeke en die graf, wat sê die Bybel. Maar ek wil hê, julle moet vir my daai lied speel van elke druppel bloed op Golgotha. Luister na hierdie lied, mense. Zonder jou
Ek wil hê jy moet reg kry, jy gaan hy lied vir my weer speel. Luister vir my kinders van die Here. Luister vir my, ek kan ongelukkig om nie my hand vashou nie. Petrus stap in die graf in. Hy sien die grafdoeke, alles vol bloed, maar hy sien 'n kopdoek wat opgevul is. Vol bloed. Maar omdat hy opgevul is, besef hy die boodskap van hierdie doek. Hy kom weer. Hy kom weer. Ek wil vir jou vra, is jy gereed? Die kruisiging is verby, die graf is leeg. Maar is jy waaragtig gereed? Want hy het gesê, ek kom weer. Het jy jou al gelowig tot God bekeer, deur Jesus Christus aan te neem as jou persoonlike verlosser en saligmaker? En ek gaan net hierdie lied vir ons 2 keer speel. En as jy nie vandag die sekerheid het, het jou hart en jou lewe vir God gegee nie, moenie worry wie gaan mense van jou dink nie, wat in God van. Dan wil ek jou nooi om uit te stap hier na vorentoe hier waar ek is. Hy kyk na die kopdoek. Hy besef, hy's vol bloed. Hy kom weer. Hy kom weer. Speel vir ons weer asseblief. Halleluja. As jy nie jou hart en jou lewe vir God gegee, die geef ons 'n bietjie volume op hy. Het hy ons in sy hart en siel gedraag, sonder woorde, sonder hart of vraag. Het hy ons sonder last gedraag, gehoorsaam aan sy vaderhand, hy daar. Vir elke mens, vir elke las, deur die pyn het hy gepik vir ons, dat sy Vader ons verdraag. Jesus het die prys betaal, met sy bloed, hy sy volgetaal, saam met mense, kinders, wil my leef. Hy het al ons skuld vergeef. Met elke druppel bloed op Golgotha, het hy ons in sy hart en siel gedraag. Sonder woorde, sonder hart of vraag. Halleluja.
kinders van die Here. Paulus sê hy wie op onwaardige wyse eet en drink op grond van u eie belydenis, op grond aanvaar ek dat almal wat in hierdie plek van aanbidding is wedergebore. Grond van jou eie beleid. Paulus sê hy wie op onwaardige wyse eet en drink. As jy vandag weet daar's dinge in jou hart en jou lewe wat nie reg is, gaan hierdie lied nog een keer speel. Ek wil jou die geleentheid gee, vat goed na God. Sê Here, ek bring dit na U. Onthou, hy is heilig. Ons is besig met 'n heilige sakrament. Halleluja. Dankie Here. Halleluja. Dankie Here. Dankie Here. Dankie, dankie. Ek kom weer, ek kom weer, ek kom weer. Halleluja. Dankie Heilige Gees dat U mense help geword. Dankie Heilige Gees. Om van daai tussen hulle harte en hulle lewe slaap te maak. Dankie Heilige Gees. Halleluja. Dankie Abba Vader dat ons nou saam met die gasheer, sy naam is Jesus, die lieflik van ons siel, die soete roos van Salem, die lelie van die dalen, die blinkbare ster. Hy wie die koning van die koning is, om met hom die gasheer, om hier die tafel kan sit, en met hom gemeenskap kan. Dankie dat ons ook met ons boeties en ons sissies in die Here gemeenskap kan hê. Dankie dat ons kan deel aan hierdie sakrament en ons dit kan doen tot nagedagtenis, Here Jesus, van alles wat U vir ons gedoen het. Maar dat ons dit ook kan doen en terwyl ons dit doen, verkondig ons U dood totdat U weer kom. Ons weet U kom weer. U kom weer. Ek wil U nooi kinders van weer kom en kom deel aan hierdie heilige sakrament. En ek wil vir U aanmoedig, as U dalk 'n ekstra enetjie wil vat en met iemand gaan deel, doen dit asseblief. Kom kinders van die Here. Kom kinders van die Here. Niemand gaan jou kom bedien. Jy's besig om met die gasheer fellowship te doen. Dankie Andrei. Halleluja. Ons loof U, Here. Ons het U lief, Here, met 'n ewige liefde wat brand soos 'n verterende vuur in ons hart. Dankie, Here. Dankie, Here. Dankie, Here. Halleluja. Halleluja. Ag, jy kan hier agterin gaan as jy wil saam deel. Jy kan hier op die verhoog kom as daar nie genoeg plek is. Net waar jy is. Dankie, Here. Dankie, Here. Halleluja. Koning van die konings. U is so wonderbaar. Here van die Here, U is so wonderbaar.
soeproos van Saron. Ja, die geur van ons lewens. Oh, wat 'n voorreg om net saam met U te kan fellowship hê. Om net saam met U te kan, saam met ons broers en ons sussies in die Here te kan fellowship. Ons doen dit met hierdie weer. U kom 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 weer. Halleluja. U kom weer. Halleluja. Kostum handalama. Kayestele hindu estu mundu mayam kostum handalama. Dankie Here, ons Here. Dankie Here, ons Here. Dankie Here, ons Here. Dankie Here, ons Here. Halleluja. 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 Bless you Lord. Bless you Lord. Bless you. Sien elke een van my broertjies en sissies in die Here. Dankie dat ek kan verklaar en bely maar hulle is eenmaal die geseëndes van die Here. Geseënd in hulle gees, geseënd in hulle siel, geseënd in hulle liggaam, Here. Dankie dat hulle vandag U teenwoordigheid kan ervaar, Here. Halleluja. Halleluja. Dankie. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Alles nog voor ons mensen. Hallelujah. Dankie, Here. Dankie, Here. Ag, maar neem nie met die kerk se basies huis toe gaan, asseblief. Pastor Henry Wilson sê nou die dag, ek luister maar om hy sê, asseblief mense, julle wil die mense in die kerk steel, julle nie die kerk se glasie steel. Halleluja. Halleluja. Hierdie is 'n fees. Hallelujah. Jy het geniet. Ek het myself geniet. Ek het nie geniet, ek het help dat jy sien hoe sap volgens vir my. Prys God. Hy kom weer. Hy kom weer. Hy kom weer. En ek weet, ons almal sal bitter graag wil hê. Die geroep van die aartsengel moet vandag weer klink en die bassein moet vandag blaas. En dit so lekker wees to be out of this world. But can you think how many people will be condemned to an eternal hell if he comes today? So jy het vandag nog 'n geleentheid. Ek weet nie wat is die planne vir die res van die dag nie, maar ek vertrou ons gaan vir 5:00 vanaand weer hier sien. As jy weet wat wil weet waaroor ek gaan praat, as jy kom gaan ek jou vertel. As jy dalk gaan uit eet, gebruik die geleentheid vir daai kelner of kelnerin net te sê, maybe nobody has told you, Christ has risen and is coming again.
Are you ready to meet him? Kom kinders van my. Ek wil nie alleen gaan nie. Ek wil soveel as moontlik mense saam met my vat. Nie sodat as ek eendag daar kom en iemand vir my kan sê, ek is hier as gevolg van jou. Dankie Heilige Gees, ek is in Amerika in 'n gemeente in dorp Athens, so 50 myl van Georgia, van Atlanta. Daar is so groot ook hier, hy sing 'n lied. Want in Amerika sien hulle my nog baie soos 'n sendeling. En hy sing 'n lied about this missionary that came to town. En hy sê, dank in hierdie lied sê, thank you for giving. En dan belei hy, I am one of those that God saved. Jy is 'n sendeling vir God mens. Waar jy gaan is jy 'n sendeling. Amen. Ag glimlag nou 'n bietjie. Sien nie tande het nie, wys my gans, maar wys my net iets. Baie dankie. Ek gaan nou vir pastoor Andy oorgee, omdat ons gaste vanmôre het. Ek is nie baie lief om te praat oor besoekers. Die besoekers gaan zoo toe. Daar kry jy besoekers, hier kry ons gaste. Omdat ons gaste hier het, wat die Vrydag hier was nie. Ek het 'n tafel daar agter met verskillende preke, daar's ongelukkig, die eetgoed is klaar. Pinkster tradisie, dat hulle almal gevat het. So, maar as u dalk wil ondersteun, daar's 'n baie kragtige evangelisasie gemeenskapstuk oor 'n reeks wat ek preek oor die leerstoel in die familie, die kerk en die uiteindelik in die hemel. Wie van ons is lief daarvoor om te wag? Ek sal as een wat sê sy wag, die res van ons hulle lieg, ons is nie lief om te wag nie. Ons wil hê die dinge moet so gebeur. Kom nou. Maar die 5 dinge wat jy moet doen in die proses van wag. Uitstekende teaching, saam met die ander goeders, as u dalk wil ondersteun. Ekskuus, ek wil nie dit moet klink asof ek 'n bedelaar is nie, want dit is wat ek waaragtig nie is. Maar omdat ek nie geweet het wat my salaris betaal nie. Daai goeders help mense. So as u dalk van die CD's wil koop of van die USB stokkies, of as jy dalk 'n koevert wil van, dan moet geensins gepressuriseer word. As jy dit wil doen, ek waardeer dit baie. Ek sal by die tafel wees. Dankie pastoor Andy. Hoe kan jy betaal? Jy kan met kontant betaal of met 'n kaart. Baie dankie pastoor. Halleluja. Wanneer dit kom by die woord van die Here, wanneer die woord van die Here gesny word en die woord van die Here sê hy sal nooit eendag terugkeer. Die geleentheid wat ons het is om die woord te absorbeer. Dink jy sê die mense, ek vergeet gou. Maar waar die gees van God is, dan kan jy nie vergeet. Maar die salwing sal dit doen wat die Heilige Gees sal doen in Johannes 16. Hy sal kom en hy sal jou herinner oor die woord van God. Amen. Mense, ek hoef nie dit te hoor nie. Nee, jy hoef nie. Jy gaan dit hoor. Want die Heilige Gees self sal dit weer bring en jou herinner aan wat jy gehoor het vanmôre. Amen. So kom ons gee die Here 'n hande klap en sê die Here dankie. Dankie vir die woord môre. Kan ek vra dat vanaand se diens Engels sal wees? Want daar's 'n klomp mense wat te vra het, dat hulle kom vanaand want hulle is nie goed in Afrikaans nie, maar hulle sal die aanddiens wat eintlik 'n Engelse diens is, maar almal is welkom om te kom. Ek weet nie pastoor preek maar fruit salad soos ek, 'n bietjie Afrikaans, 'n bietjie Engels, en hy sal ook weer vanaand doen. Maar kom luister graag na die woord van die Here. Want dit is 'n lang naweek. Die woord van die Here sê, God gee vir die saaie saad. Die Here self gee vir ons saad. Saad wat as dit belê of as dit geplant word, dan bring dit oes. En ons het so 2-3 weke terug met die pitte gegee vir saad. En baie mense het hom gebottel campfruit. Baie mense het hom gaan plant. Baie mense het nie mooi geweet waaroor gaan die saad nie. En ek het nie vir dit uitgebrei nie, want ek wag nou vir die Here om my te sê wanneer ek moet opvolg daarop.
Maar vanmorgen, terwyl jy saad gee, gee jy dit vir die Here. Iemand sê, ek bring nie die geld na die kerk toe, dit is 'n getuienis. Ek bring die geld na die Here toe. Met die vertroue dat ons gebou ligte kan hê, dat ons al die geriewe kan hê om te kom sit binne, om die gerief van die huis te kan geniet. Nou, pastoor het gesê, moenie nou die einde van die diens dit afjaag, so ek gaan nou 'n preek vir julle preek oor oes. En om te saai. Dis dit reg? So as die saaier gaan en hy plant met 'n verwagting, dan gaan dit oes wees. Maar weet jy, dis net in die kerk waar ons moet praat oor geld. Die moslims maak geld by mekaar vir elke mosk. Dan betaal hulle kontant. Die moslim kom by 'n medebroer en besig en hy sê, ek soek by jou R1 miljoen. Ek sal volgende 2 weke hier kom en dan kom ek met 'n sak. Dan kom haal ek die kontant by jou. Hulle lag vir ons as dit kom oor finansies. Want hulle het 'n God in Mekka waarheen hulle gaan. En dan vat hulle biljoene rande en hulle offer vir daai stomme God. My kinders vertel my van 'n getuienis wat hulle pastoor vertel het. En hy sê ek is op even flow uit die Koran en met die woord. Hulle kan my nie onderkry nie. Hy sê, maar as ek kom by geld, van hy moslim sê, vinger in my gesig. En hy sê, julle is sleg, want julle moet geld by mekaar maak. Ons bring miljoene. Hy praat oor die huis van God. En hy sê, ons gaan julle geboue opkoop. Dat ons het die geld. Wat doen hulle? Oral waar 'n NG Kerk toemaak, of waar 'n kerk toemaak, hulle koop daai gebou kontant vir 'n mosk. Laat toe dat die Here ons gedagtes oor geld, nie vir my die pastoor, nie vir die kerk, maar vir die Here. Ek het gesit met terwyl hulle praat en mond het oopgehaal oor hoe hulle finansies by mekaar maak. En hulle sê, the Christian does not really believe. En dit was as 'n doorn in my hart gesteek. Dat hulle sê, so ek herhaal wat hulle my nou gister vertel het. Ek wil kom en sê, Here, wil U nie in ons harte iets doen oor finansies en oor U? Dat die finansies kom nie na die gebou toe, okay, ons het die geld nodig, Here, om te doen wat ons moet doen. Maar eintlik traag dit my nie wat ek bring, maar ek bring my wat vir my hart reg is. En ek het my offer voorberei, Here, ek het met U klaargemaak en gesê, wat ek gaan offer vanmôre aan U. Al gee dit nie 'n gebou in maar my hart en sê, U het 'n gewige 'n blymoedige gewe lief. En Here, as U my lief het, sal ek met 'n blymoedigheid vir U gee. Met 'n blymoedigheid en verhoudings sal ek vir U gee, want U my God is en U my Here is. En Mammon, ek moet Mammon vra om vir God te gee. Here, ek kanselleer die gees van Mammon. Laat hy skree, ek sal gee om die Here te eer vanmôre. Dan sê dankie in Jesus naam. Amen en amen. By ons kom neem nie die offers op nie, soos julle weet, jy is welkom om te kom. Bring jou offer, gee vir die Here, en ons gaan nou, kom ons vra die Here, om jou huis te seën, dat jou kaste nie leeg sal wees nie, dat jou kaste sal oorloop. Kom ons vertrou die Here, dat dit wat gekort is, dat daar voorspoedig sal wees, in Jesus naam. Amen.
staan saam. Prophet Jacob kom afsluit vir ons. Your eyes is Onthou vanaand 5:00 gaan ons aan. Dok sal nog nie wees. Amen. Ons lê die oor. Here, baie dankie vir die voorreg vanmôre om in die huis te wees. Dankie dat hierdie tafel aan ons elkeen persoonlik bekend gestel het vanmôre. Here, dat ons hierna nie kan sê ons weet nie waaroor gaan die offer, die sakrament, dit wat U vir ons aan die kruis gebring het. En Here, U kom toe al die lof en die eer en die aanbidding. Ek kom bid vanmôre, Here, dat U ons mense sal vashou in hierdie naweek, dat U met ons sal vooruitgaan, dat die seën van God op ons sal rus in Jesus se naam. Amen. Amen. Baie dankie, die Here